partykeer moet ons net stil wees en weet die Here is hier. Ook soos nou met Nikkie, as sy seun dood is, ten spyte van, is die Here daar. Goed, ek soek gou so 3 manne, wat so 'n bietjie weet van hamers en spykers en hout. 3 jong manne. Daar is 3. Kom julle eisers, kom sommer daar op. Kom sit julle. Right, julle kan soms op julle knieë staan. Goed, jy kan by hierdie ene staan, jy kan daar staan, en dan gaan jy op die punt staan. Alright. So julle weet bietjie van hamers en spykers en hout en goeters, né? Sjap, is julle reg? OK. Dis nie regtig kompetisie nie, maar ek gaan sê 3, dan begin julle. Alright. So, ja, jy hoef nie te jaag om eers klaar te wees nie. Alright. Hier is 'n skroewedraaier, jy moet hierdie spyker inslaan. En dan moet jy, die tang, ekskuus. En dan moet die skroewedraaier moet jy daai spyker uittrek en met hierdie hamer moet jy die skroef indraai. Right, jy reg. 1 2 3. Nee, moenie maar so wys. Jy moet hom indraai. Jy kap hom in, broer, wat is die moeilikheid? Hy moet diep ingaan. Nee, nee, jy moet die skroef indraai met die hamer. Jy man in die middel, wat sukkel jy om die spyker uit te kry? Ek tog jy weet iets van skroewe en goeters. Jy moet hom uittrek, Hoe? Moenie my vrou nie, jy sê mos jy weet hoe werk jy goed. Nee, nou kom nonsens praat nie. Alright, stop gou, lyk my julle sukkel. Leg op wat het in jou hand. Ek sien daar. OK. Alright. Wat is die probleem? Kyk 'n bietjie. Ons wil hierdie groot spyker inslaan. Het jy die regte tool? Nee. Wat moet ons gebruik? Wat is hier tussen julle 3? Hamer. Nou toe, vat die hamer by hom, of gebruik jy 'n verkeerde tool? Alright. OK, wat was stop gou? So, jy het nou 'n hamer om die spyker in te slaan. Jy het 'n tang om die spyker uit te trek, en jy het 'n skroewedraaier om die skroef in te draai. Kyk toe. Kyk of julle nou regkom. Daar's 1 man klaar. Nou. Kan jy dit nou glo, né? Dis amper soos 'n meisie, net sy dink jy hierdie meisie loop sy weer weg, né? OK. Goed. Het julle nou reg gekom? Hoekom? Was die regte tool gewees? So, wel dan manne, dankie. Julle kan weer gaan sit. En kinders, in die lewe werk dit ook so. Ons het die regte tools nodig om die lewe te gebruik. Nou julle wat wiskunde het, seker op julle hande, hoërskoolkinders, wie het wiskunde? Nou as jy nou, wanneer skryf julle weer wiskunde toets? Dinsdag. Gaan jy jou Afrikaanse handboek gebruik om wiskunde te leer? Hoekom nie? Want dit is stupid en dom, né? Wat se handboek gaan jy gebruik? Jou wiskunde handboek, of course, né? So, jy het die regte tool vir die regte job nodig. En kinders, as ons die lewe wil reg lewe, dan het ons die regte tool nodig. Die Bybel. Ons kan nie YouTube gebruik nie. En ons kan nie TikTok gebruik nie. En ek kan nie my chom by die skool se opinie gebruik nie. Maar ek het die Bybel nodig om die lewe reg te leef. Want in hierdie Bybel leer ons wat is die waarheid. Ek leer oor wie is God en ek leer oor hoe moet ek optree. So ek challenge jou. As daar nou weer moeilikheid is en jy weet nie lekker om op te tree nie, gaan Bybel toe. Gebruik jy ChatGPT. Somtyds, jy moet ChatGPT baie meer gebruik. ChatGPT is 'n sinvolle tool wat as jy hom sinvol gebruik. Né? Dan gaan jy na ChatGPT toe en vra jy vir oom Chatty, waar in die Bybel kan ek lees oor konflikhantering? Of jy vra vir pa en ma of iemand, maar jy gaan Bybel toe. Moenie TikTok en YouTube en sosiale media en dit wat die fliek sê en dit wat op die TV is gebruik nie. Maar gebruik jou Bybel. En vanoggend gaan ons 'n bietjie met die groot mense praat oor die wapenrusting. So vra 'n bietjie vir pa en ma as jy by die huis kom. Mamma, wat het hom daarin toe gesê? Hoe gebruik ons hierdie tool met die wapenrusting?
Reg so. Dankie. Julle kan katekese klasse toe gaan en dan gaan ons in die groot mense 'n bietjie verder kuier. Ons sluit vandag af met die reeks God se meesterplan vir die kerk. En met hierdie roepingsgesprekke waarmee ons besig is, het ons regtig net gesê, maar kom ons besin net weer, kom ons herdink, kom ons verfris net ons oortuigings. Wat wil God hê? Hoe moet NG Oos nou lyk in Nelstroom in 2025? En toe Ewald daai klomp sonder terug toe hy nog vry weg was, het Efesiërs ingepreek oor Paulus se gebed, waar hy gebid het regtig dat ons verstaan wie ons is, dat God ons in homself sal openbaar en wie Christus is. En ek hoop in die laaste paar Sondae het daai goed vir jou begin duidelik word. En toe het ons En toe het ons gepraat oor uit Efesiërs 2 van ons was dood. Toe het ons God lewend gemaak. Maar God het ons gesê, die kruis en die opgestane Jesus en die leë graf het ons 'n nuwe lewe gegee. En in hierdie nuwe lewe wat ons het Christus ook vir ons die vrede gebring. Christus, jy moet maar help, ek my haak weer vas vanoggend. En daai vrede is nie die wêreldse vrede nie, maar hy diepe innerlike heelheid, daai genesing. En dat ons in vrede met mekaar moet saamlewe. En toe die volgende keer het ons gepraat oor die liggaam wat 'n eenheid is. Ons kerk is een, en 'n kerk wat een is 'n kerk wat groei. As hierdie banke teen hierdie banke stry en galery stry teen daai ouens in die moederskamer stry teen hierdie mense, hoe gaan ons groei? Maar dan moet een wees, ons is een kerk, een doop, een Christus, een Here. En verlede week het ons gesê, leef anders. Toe jy verlede Sondag was, daai klomp verse wat ek so gelees het, jy kon 'n bietjie daaroor nadink. Hoe wil die Here hê moet ek anders te lewe? Want as kind van God moet ek anders te lewe as die wêreldse mense. En wêreldse mense is nie die slegte mense nie, die alkoholiste en die drakkies nie. Wêreldse mense is hulle wat nie vir Jesus ken nie. Ek moet anders te lewe. En vanoggend gaan ons gesels, as ons hierdie prentjie is wat God vir ons gee, hoe lyk die kerk? Wat is God se hart? Jesus se hart vir die kerk. En waarvan ons 'n stukkie is. Ons is lewende stene in 'n geestelike huis. En ons groepie hierso, die 1000+ lidmate wat ons is, leef nou in Nelstroom. So ons is disippels in 'n stryd. Maar God gee vir ons die regte toerusting. Die regte tool vir die regte job nodig. Maar 'n vraag wat ek sommer wil vra vanoggend is, hoekom lyk Christene se lewe, of baie Christene se lewe, of 'n klomp, nie veel anderste as hulle wat nie die Here ken nie? Want hulle wat die Here nie ken nie, leef goeieslewens. Hulle gee ook vir liefdadigheidsorganisasies baie keer baie geld. Hulle help die tannie wat alleen is en sukkel en 'n lift nodig het na die dokter toe. Leef goeie morele waardes. Kyk nie vir 'n ander man of vrou terwyl hulle getroud is nie. Maar daar's nie fit in hulle lewe nie. Kinders van die Here leef baie keer sonder hierdie innerlike krag om in oorwinning te leef. Ons leef so van Sondag na Sondag, want die dominee moet tog net goed preek, dat ek net weer goeie inspuiting kan kry. Maar die res van die week leef ek maar 'n goeie lewe, maar kragteloos. Ken jy sulke mense? Kinders van die Here wat so lewe? Of is jou eie lewe dalk so?
Ja, ek glo en ek lees Bybel, maar my lewe is kragteloos. En dis ook juist waar hierdie spanning lê in die lewe. Want God sê een ding, maar ons fokus is anderste. En as ons vanoggend bietjie gaan praat oor hierdie stryd wat ons as disippels van die Here in is, hierdie geestelike stryd, dan dink baie Christene, maar my stryd en my konflik is teen daai ou by die werk wat my te nakom, daai ou in die gemeente wat agter my rug skinder, die familie of die buurman wat moeilik is, selfs die regering wat besluite neem wat my verskriklik ontstel. Ek moet teen hulle beklei en ek moet by die regte politieke party aansluit. Maar as jy die verkeerde vyand aanval, gaan jy nie die ware stryd, die geestelike stryd van die bose magte oorwin nie. Want ons leef in 'n wêreld waar daar gesê word, sien is glo. Moenie vir my ek wil dit sien. Maar Paulus praat in Efesiërs 6 van 'n onsigbare mag, of onsigbare mag, wat ons nie uit die oog uit moet verloor nie. Want as ek hierdie mag gaan verloor, of uit die oog uit hou, dan soos in 'n loop in 'n oorlogsveld raak, in 'n oorlogsveld, niks gaan verkeerd gaan, ek is okay. En nie so, word ek onverwags gevang. Kom ons gaan lees Efesiërs 6 vers 10 tot 20. Oor hierdie disippels wat in 'n stryd is, hierdie disippels, maar God gee vir ons die regte toerusting. Efesiërs 6 vanaf vers 10. Verder nog dit, soek julle krag in die Here en sy groot mag. Trek die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle op julle pos kan bly, ondanks die listige aanslae van die duiwel. Dis die vyand. Ons is nie mekaar se vyande nie. Vers 12. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor hierdie sondige wêreld, teen elke bose gees in die lig. Trek daarom die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil, en nadat julle die stryd tot die einde toe gevoer het, nog op julle pos kan bly staan. Bly dan op julle pos, vers 14, toegerus met die waarheid as gordel om julle heupe, die vryspraak, die borsharnas, as borsharnas. Dit sê geweer mooi wat sê vers 14, bly dan op julle pos, toegerus, hier is die tools wat jy nodig het, gordel om jou heupe as die waarheid, vryspraak deur God as borsharnas, en die bereidheid om die evangelie van vrede te verkondig as skoene aan die voete. Daarby moet julle die geloof as skild in die hand hê, want daarmee sal julle die brandpyle van die bose kan afweer. Sit verlossing as helm op en vat die swaard van die Gees. Dit is die woord van God. En dan sluit hy af, vat hy saam met sy laaste woorde van hoe die kerk moet lewe, want die laaste vers is nie sy groetboodskap. En alles wat ons doen, hierdie toerusting aantrek, sê hy in vers 18, doen dit alles bidend en smeek God by elke geleentheid deur die Gees. Wees waaksaam en bid gedurig, nie bid klein nie, bid gedurig vir al die gelowiges. Bid ook vir my, dat wanneer ek preek, my God die woorde gee, dat ek die geheimenis van die evangelie met vrymoedigheid kan bekend maak. Terwille van hierdie evangelie is ek 'n gesant in boeye, hy is in die tronk. Bid
dat ek met vrymoedigheid kan verkondig soos dit my opgelê is. Die eerste gedagte is die werklikheid van hierdie stryd waarin ons lewe. En Paulus gebruik hier twee sterk woorde, twee opdragwoorde. Dit is nie 'n versoek nie, 'n wens nie, dit is 'n opdrag wat hy sê, vers 10, soek in God julle krag. Dis 'n opdrag dat jy elke dag, dis 'n voortdurende opdrag. Dis deurlopend. En dis eintlik hier so 'n bietjie spanning tussen vers 10 en vers 11, want vers 10 sê, soek in God jou krag. Dit sê eintlik maar, jy moet dat God jou toerus. Hier's jy, by wyse van spreke, daar's God. Gaan haal die krag daar, nie hier nie. Maar jy moet toelaat dat God jou toerus, jou krag gee. Maar daar's 'n stuk verantwoordelikheid wat ek moet doen. Ek moet die wapenrusting aantrek. Ek moet kies, en dit is 'n opdrag, is nie 'n versoek nie, ek moet kies om elke dag met die regte tools die regte werk te doen. So aan die een kant sê Paulus, laat God jou toerus, laat God jou krag gee. Dit beteken nie, ek gaan sit daar in die stoel, ek sit agteroor as die Here, jy sê mos nou, ek gaan my krag gee nie. Nee, ek moet opstaan en ek moet vorentoe beweeg en ek moet verantwoordelikheid aanvaar en sê, ek as kind van God moet die regte gereedskap aantrek vir hierdie lewe. Die wapenrusting. Hoekom? Hoekom die regte wapenrusting? Want ons stryd is nie teen vlees en bloed nie. Ons stryd is teen die bose magte. 'n Stryd waar die duiwel wil kom en hy wil ons kom wegrokkel van die waarheid van die evangelie. Johannes 10 vers 10 sê, hy het gekom sodat hy ons kan lewe en dit in oorvloed. Maar die duiwel wil daardie lewe kom steel van ons. En ons besef dit nie altyd nie. Daai bekende vers in 1 Petrus 5 vers 8 wat sê, die duiwel soos 'n brullende leeu, hy loop rond om mense te verslind. Hy wil Christene verslind, om nie by die volheid van die evangelie uit te kom nie. Om die kruis en die leë graf en die opgestane Jesus, om die impak daarvan in my lewe ten volle te verstaan nie. Want die duiwel is 'n realiteit. Ek dink miskien in die charismatiese kerke maak hulle te veel van die duiwel. Wil ons alles vaspunt en toemaak en wegsluit en alles is demonies besete, wat ook al, ek wil nie daarop ingaan nie. Maar ek dink in die NG Kerk, en dis my opinie, jy mag van my verskil, maak ons te min van die duiwel, bedoelende, ons besef nie die magtige krag wat hy het in die wêreld nie. Want Jesus het oorwin in die kruis, hy het opgestaan. Maar die finale oorwinning sal met die wederkoms plaasvind. En my opinie is, dat ek dink in die NG Kerk, hou die duiwel ons vasgevange met ons gedagtes. Want die gereformeerde tradisie waar ons deel van is baie op die kennis gefokus. Ons moet goed weet en ons kom uit 'n era uit waar ons kategese was tops gewees. As 'n kind belydenis van geloof aflê, dan ken hy die Bybel behoorlik goed. Maar ek dink die duiwel hou ons vas in tradisie. Maniere hoe ons kerk is, maniere, liedjies wat ons sing, dit wat ons doen in die kerk, dit wat ons aantrek, en ek wil nie daarop ingaan nie, dis nie verkeerd tradisie nie. Maar as jy begin praat oor sekere goeders in die kerk en sekere gebruike, dan staan mense op uit die kerk by wyse van spreek en hulle loop uit. Want die tradisie het soveel meer belangriker geword as die woord van God. My verstaan van die evangelie is by verre bo verhef, bo wat die Bybel sê.
Die duiwel loop soos 'n brullende leeu rond om ons vas te vang. Ek kan nie 'n hamer gebruik om 'n skroef in te draai nie. Ek kan nie die lewe leef as kind van God en ek gebruik nie die woord van God nie. En dat ek sal aanvaar, maar ons kyk baie keer met verskillende brille daarna en vir mekaar ruimte maak. Maar ons kan nie vir mekaar ruimte maak oor sentrale waarhede nie. Die kruis en die impak van die kruis en die leë graf en die opgestane Jesus is die sentrale ding waarmee alle gelowiges saamstem. Die randgoeders mag ons vir mekaar verskil in liefde. Die wêreld voorsien ons ook van toerusting. God is sy toerusting wat ons nou oor gelees het, maar die wêreld voorsien dit ook. Hierdie selfoon is een ding wat die wêreld vir ons gegee het, wat ons baie lekker kan gebruik. Vir ChatGPT, vir WhatsApp calls, vir video call, video's kyk, YouVersion gebruik, wat om verskillende Bybelvertaling is. Maar hierdie tool wat die wêreld vir ons gegee het, is net so sinvol, solank as wat die battery hou. My foon is op 99%, ek kan nog 'n rukkie hou, is 'n nuwe foon. My ou foon moet ek 3 keer 'n dag weer herlaai. Maar solank as wat die batterye gelaai is, kan hierdie foon sy funksie vervul, hoe jy hom ook al wil gebruik. Maar ons almal het al die frustrasie beleef, wat jy die foon nie nodigste het, as die battery pap. Dan kan jy eintlik maar hierdie foon weggooi, hy beteken op daai oomblik vir jou niks nie. Maar dit is jou verantwoordelikheid om die foon se battery herlaai te hou, sodat jy die funksionaliteit wat die wêreld vir ons gegee het in hierdie foon kan gebruik. Dit is jou verantwoordelikheid om die wapenrusting aan te trek, sodat God sy toerusting 'n realiteit kan word in jou lewe. Daar kan jy elke dag begin om te sê, Here, nie uit eie krag uit nie. En wanneer jy konflik ervaar met iemand, om te weet, jou stryd is nie teen daai persoon nie die persoon aanvat en die persoon sleg sê nie, maar met liefde van mekaar verskil. Maar kom ons gaan kyk, hoe lyk hierdie toerusting wat God vir ons gee? Wat is die regte gereedskap wat ek nodig het om die lewe te kan leef? Ek moet die foon se battery herlaai. Ek moet die wapenrusting aantrek. Ek moet kies om dit te doen. Dis 'n opdrag wat Paulus sê, doen dit, maar in dieselfde asem weet, jou krag kom van God af. Want onthou, ons stryd is nie teen mekaar nie. Ons stryd vanuit ons verhouding met die Here is teenoor die bose. En selfs wanneer jy in konflik is met iemand en hierdie ander persoon in 'n ouer-kind, man-vrou verhouding, vriendskapsverhouding, buurmanskap, werkskollegas, maak nie saak waar jy is nie. En hierdie ander persoon bars uit met 'n klomp emosies. Dan moet jou eerste vraag is, waar kom daai emosies vandaan? Want dit is nie normaal van hierdie persoon nie. Ek het hierdie week 'n gesprek gehad met iemand wat die foon in my oor doodgedruk het. En ek het besef, hierdie persoon het soveel seer in sy hart. Help my, ek beklei met hom oor goed wat hy oor my gesê het en oor klomp goed nie. Ek moet probeer verstaan, waar kom hy vandaan? Want die duiwel is besig om hom vas te hou, dat hy nie die volheid van die evangelie kan beleef nie. Kom ons gaan kyk na die toerusting. Hy volgende skyfie, Christo.
Ons ken almal hierdie beeld van die wapenrusting. Toe Paulus hierdie brief geskryf het vir Efese, het hy die brief geskryf in die konteks van wat daai mense verstaan het. Jesus het gelykenisse vertel met voorbeelde wat vir daardie mense verstaanbaar was. Ons veg nie meer vandag so nie, ons lyk nie meer so nie. Maar dis hoe 'n Romeinse soldaat min of meer gelyk het. En Paulus het gepraat van die gordel van waarheid. En ekskuus, ek wil half eintlik baie vinnig oorgaan. Miskien moet ons later 'n preekreeks net oor die wapenrusting doen, want hier is soveel diepte in. Maar 'n gordel van 'n soldaat hou alles bymekaar. En dis ook 'n plek waar jy so swaar kan insteek. So al hierdie klere wat hy aan het, word met die gordel vasgehou. So om die gordel as waarheid aan te trek, is dat die waarheid van die evangelie, nie jou persepsie nie jou grootword idees nie, die waarheid van die evangelie hou alles bymekaar. En as ek in die waarheid lewe, wat is hy versie wat sê, die waarheid sal jy dan vrymaak? Want sonder die waarheid val ek maklik vir leuns en vir kinderstories. Ek voel van, ek is nie goed genoeg nie. En dan vergeet ek, in die waarheid het ons nou gesê, ek het 'n nuwe mens, 'n nuwe identiteit, maar God het my kom verander. Die waarheid maak jou vry. En wanneer ek uit die waarheid lewe, en ek hou alles bymekaar dan val die res in plek. Dan kan jy na my toe kom en my sleg soos jy wil. Ek kan vir jou smaal en sê, weet jy wat, ek sien jy is ongelukkig. Maar hierdie goed wat jy vir my sê, weet ek, dis nie wie ek is nie, dis jou persepsie van my. Ek weet, in Christus is ek meer as 'n oorwinnaar. Ek vat nie hierdie woorde nie. Ja, nee, is jou opinie oor my. Want ek leef vanuit die waarheid van God. En dan die borsharnas as vryspraak. Die soldaat het hierdie brons of ysterplaat hier voor hom gehou, om hom te beskerm teen die pyle. Daai tyd was daar mos nou nie gewere nie. Die ou vertaling praat ook van die borsharnas as van geregtigheid. Nee, om reg te wees voor God, om vrygespreek te wees. Want as ek hierdie goed hier voor my in die pyle van die lewe kom, kan ek dit afkeer. Dit beskerm my hart teen beskuldigings. Dit beskerm, want my hart is nie my fisiese hart nie, maar my innerlike wese is die hart, die sentrum van my lewe. En as ek het vanuit hierdie vryspraak, maar God het my vrygespreek, leef ek met hierdie oorwinning. En dan skoene van bereidheid om evangelie te verkondig. Soldaat het lekker sewige sandale aangetree en 'n goeie grip, want as hulle beklei nou, dis mos met swaarde, dan moet hulle kan stewig staan. Sodat die geveg gewen kan word. En ons wen die geveg vandag met ons voete, om met ons voete te loop na die buurman toe, na die ou oor kan die pad, die ou wat altyd alleen koffie drink op 'n Sondag. Dan stap ek na daardie persoon toe en ek is bereid om die evangelie met liefde te gaan deel. Ek is bereid om daardie persoon in liefde ook te gaan aanspreek. Want skoene gee my beweeglikheid, gee my standvastigheid. Daai tekkies wat ek verlede weekie gehad, of ek dink was verlede week, daai tekkies gaan nie meer so lekker werk nie. As ek wil gaan draf, verseker nie. Gaan my rug opvoeter, want daai tekkies is gedaan. Ek het die evangelie nodig, bereidheid om te gaan verkondig. Dan die skild van geloof. Hierdie skild wat hier is, hier voor my,
En die soldaat het dit aangetrek. Dink jy was dit 'n ou ding gewees wat hulle nat gemaak het? So as dit brandpyle is, wat hulle ons nou so skiet met wat aan die brand is, dat hy sê dat in die bors, die skild kom, dat hy vuur blus. So 'n skild van geloof. Geloof beskerm my teen hierdie pyle. Geloof maak dat ek kan staande bly. Al klap die lewe my verskriklik hard en ek lê op die grond. Skild bedek die hele liggaam. Geloof bedek my lewe. Om te sê, ek weet nie wat nou aangaan die Here, maar ek hou vas aan U. Daar is mos daai bekende ding wat sê, if you don't see God's heart, trust His hand, trust His heart. As jy nie God se hand kan raak sien tans in jou lewe nie, het die geloof op grond van die waarheid en vertrou God se hand. Nou, as kind van God, het God nêrens in die Bybel beloof, as jy lekker vet dankoffer gee, gaan die Here jou seën nie. Daar's ouens wat praat van die voorspoedsteologie, wat hoe meer ek vir die Here gee, hoe meer gaan die Here vir my teruggee. Dit staan nie in die Bybel nie. Ons wil mense laat goed voel, ons wil mense se geld hê, laat hulle skuldig voel. Maar ten spyte van wat ek gee, en ek voel ek kry niks terug van God af nie, is geloof die ding wat hierdie goed gaan keer. En dan die helm van verlossing. Hierdie helm wat op die soldaat se kop is, net soos vandag, daai tyd vir die pyle, vandag gaan dit nie regtig werk nie, want as daar geweerskoot is, gaan die helm jou nie regtig keer nie. Maar hierdie helm kon die pyle afkeer. En die helm van verlossing, dat ek my kop sal beskerm, om te weet, my gedagtes en my denke sal reghou, omdat ek weet ek is verlos. En verlossing, maar Christus, maar God het my nuut kom maak. Beskerm my, dat my denke, wanneer dit swaar gaan, nie in 'n rigting hardloop. En as ek nou weer so down en die Here voel my so ver, en ek voel ek bid teen die plafon vas. Jy kan nooit teen die plafon vasbid nie. Want God is nie bo kan die plafon nie. God, die Gees, is hier in jou hart. Jy hoef nooit te sê, ja, ek voel ek bid teen die plafon vas nie. Maar ek het my denke moet ek beskerm van verlossing. En dan die laaste ene, die swaard van die Gees, die woord van God. 'n Soldaat het hierdie swaard nodig gehad. Hy kan nie net verdedig en keer vir die pyle en sy kop beskerm nie, en sy borsharnas om sy hart en longe te beskerm. Nee, hy moet ook kan veg. Hy moet ook 'n opdrag van sy bevelvoerder, en dit klink nou wreed van ons, maar gaan maak dood, want ons wil hierdie geveg wen. God se woord is die enigste aanvalswapen wat jy het. Want Jesus het self gesê toe hy hom versoek het, in Matteus 4, maar daar staan geskrywe, ken die woord, dan sal jy nie omgekrap word deur 'n ou se persoonlike aanval deur jou nie, deur die regering se swak besluite volgens jou nie. Wanneer jy onder ongelooflike finansiële druk is, jy verloor jou werk en jou huis en jou eiendom. Maar as ek die woord ken, sê Romeine 8 byvoorbeeld, dink vers 36, niks sal jy uit my hand uitruk nie. Maar sien, as ons nie die woord ken nie, dan kan ek nie hierdie geveg veg nie.
En dis dan hoekom juis soveel Christene fitloos is en sonder oorwinning lewe, want hulle trek nie die wapenrusting aan nie. Dink gou 'n oomblik terug, hierdie 3 jong manne. In die eerste ronde het hulle verkeerde toerusting gebruik vir 'n opdrag wat vir hulle gegee is. Het nie gewerk nie, ons weet dit. Ek dink toe ek begin praat, het jy onmiddellik geweet wat gaan nie aan. Maar toe ons die regte tools vir die regte opdrag kon gee, 1, 2 en 3, toe kon hulle die werk doen. So wanneer jy nie die wapenrusting aantrek nie, nou dis 'n opdrag wat Paulus sê, jy moet doen, gaan jy nooit 'n oorwinningslewe kan leef nie. As jou stryd is teen ander mense en as jy gedurig wil beklei of jy altyd fout vind hoe hierdie ou dit doen en daai ou doen dit so en hierdie ou trek so aan, daai ou trek so aan, is dit is waar jou gedagtegang is. My potensies in Here, dan mis jy die bus. God sê, trek die wapenrusting aan. Dis 'n opdrag wat ek vir jou gee, sodat jy kan staande bly wanneer hierdie moeilikheid kom. Sodat jy kan uitstaan en vir die wêreld kan wys, as kind van die Here, is ek ook aangeval op my plaas. Bert is hulle daar in 'n omgewing, het gister op groot brande gehad, se strand, gister. En ten spyte daarvan, toe ek vir Bert groet vanoggend, was sommer net hierdie rustigheid in sy hart. Ten spyte van, ek verloor my oes, kan ek staande bly, omdat ek die regte wapenrusting aan het. Laaste gedagte. Ons kragbron. Wat is ons die krag wat ons nodig het om hierdie stryd te stry? Is dit my menslike manier? Hoe ek wil dinge doen en ek wil regmaak en ek wil hierdie foute gaan uitsorteer, die ou by die bank. Ek was nou die dag, dink vir die 4de keer by die bank, vir dieselfde probleem. En toe is my geduld nou redelik op, want ek kan nie my kredietkaart gebruik nie. Maar as dit so, man daar so, maar ek kan sê my baie vriendelike ou, en ek sê vir hom, luister, is die 4th time I'm here today. Say, if you can't help me today, I'm going to kill you with my bare hands. Maar ons lag so, was so lekker, ek kan sien, mens kan nog die grappie maak. Ek sê, please, I will make sure I will help you. Want ek het besef toe ek daar by hom gaan sit, ek was ontstoke, want die vorige 3 keer het hulle maar sê, nie alles is reg. Maar ek het besef, hier het my nie gehelp nie, dis nie sy skuld nie. Ek kan nie my frustrasies op hom uithaal, omdat die bank verteenwoordig nie. En dis ou wat ek wil teruggaan, ek kom met hom gaan koffie drink, dis 'n skrikkelik aangename ou. Maar ek het 'n keuse, en begin by gebed. Of ek kan maklik gegaan het, en my emosies op die tafel gegooi het, en 'n lekker tantrum gegooi het, of ek kan sê, Here, maak my asseblief rustig. 'n Soldaat kan die regte toerusting hê, maar sonder kommunikasie met die bevelvoerder, weet hy nie wat om te doen nie. En Paulus bid nie om te sê, Here, vat asseblief hierdie ding weg nie. Hy sit in die tronk. Hy sê vir die ouens in Efese, die gelowiges, bid vir my, dat ek kan aangaan met my werk. Dat ek nog steeds sal vasstaan in die evangelie en die waarheid van die woord. Hy het nie gesê, asseblief, organise 'n bribe, dat ek uit die tronk uit kan kom nie. Maar binne sy omstandighede het Paulus gesê, bid vir my. En ons as gemeente
sy oorwinningslewe lê nie in ons eie krag of die organisering van bedieninge of wat ook al nie, maar ons afhanklikheid van die Here. Soos ek die wapenrusting aantrek en ek soek my krag by God, Here wys vir ons. Want die versie sê, terug na vers 10 toe sê, verder dit nog, soek julle krag in die Here. Dis nie net julle tweeetjies en julle drietjies en julle tweeetjies nie. Julle as kinders van God, soek julle krag in die Here. Dis 'n kollektiewe ding vir gelowiges. Gebed hou ons op die regte fokus, op die regte vyand. En dit laat my as mens met my idees en my persepsies en my regryk en ek sal dit uitsorteer, sit dit op die agtergrond. Dink maar aan 'n orkes sonder dirigent. As daar nie die dirigent is wat voor is en wat die musiek bestuur en wys hier harder, daar sagter, gaan die ouens in chaos gedomp raak. Daar gaan nie sinkronisasie wees nie. As ons nie die kampvuur voet met korkelde houtjie ingooi nie, gaan die kampvuur doodgaan. Gebed moet die fundament wees van waaruit ons leef. Het jy al gedink, hoe gaan dit wees as ons 'n gemeente is wat elkeen die wapenrusting ten volle aantrek en ons veg die geestelike stryd by die bank en by die buurman en die ou wat voor my indruk en my gesindheid is nie daai ou nie, maar vanuit God, vanuit my krag van God tree ek op. Ons was so verlede naweek, toe moes ek gou Vrydag 'n prosedure doen in Pretoria en toe ons gou vir die seuns gaan kuier in Potch en ek is hastig, ek verlang na my 2 seuns en my skoondogter en daar by Kaltenwil is ons in 'n ongeluk. Ek wou regsdraai, het nie die bordjies gesien nie van 'n stopstraat nie, ek dog die ou is verkeerd. En ek was kwaad want ek is ook sommer vies vir myself. En die ou swart man wat was, nou nie groot skade nie, by die karre nie, het so 'n sagte gees gehad, ek het skuldig gevoel, wat ek in my binnekant beleef het. Ek het toe maar stil gebly, vir daai oomblik dat my vrou die praatwerk doen, want ek was meer vies vir myself, want ek is op pad. Ek wou 4:45 in Potch wees, kom ek eers 7:30 die aand daar. Maar ek kon uitgebars het in die polisie, waar ek 3/4 uur moes wag en besef is 'n verkeerde polisiestasie. Ek het bietjie ongeduldig geraak. Is nie heeltemal perfek nie. Maar as ons kan leer om daardie goed mooi te hanteer, wat 'n impak gaan ons gemeente nie hê in die gemeenskap nie. Dink dit hoe gaan dit wees as ons nie mekaar as vyande sien, en te mekaar wil beklei en ek hou nie van dit nie, ek hou nie sê hoe durf daai ou met 'n kortbroek kerk toe kom en eers oomie, wil jy regtig nog 'n paar klere aantrek? As ons ophou met daai gesprek en sê, "Joe, ek wil jou as mens leer ken, ek wil sien wat 'n gawes die Here vir jou gegee het." As ons dink nie, hoe gaan dit wees? As ons hierdie wapenrusting aantrek as gemeente, hoe gaan ons roeping hier in Nelstroom in die gemeenskap sigbaar wees om te sê, "Wow, kyk net daai gemeente in Nelstroom Oos. Kyk hoe dien hulle met die liefde van Christus, sodat elkeen of almal 'n tuiste kan vind." Waar lê jou krag? Waar soek jy jou krag? Moet jy dalk weer jou wapenrusting gaan afstof, jou gereedskap wat jy gebruik in die lewe gaan afstof en seker maak jy die regte wapenrusting aan, die regte gereedskap wat nodig is vir die lewe nie.
Wil jy nie weer gaan seker maak, jou fokus is die regte vyand volgens hierdie waarheid. En nie jy sal minder sal stry en beklei en sal kritiek lewer oor ander mense, hoe hulle geloof uitleef. Wil jy nie jou fokus so verander, nog meer as wat hy tot nou toe is, om meer in lyn te kom, wat God vir ons sê nie. Hoe gaan jy met liefde en begrip daardie waarheid oordra na ander wat nog daarmee sukkel? Want onthou, ons is verskillende mense, verskillende vlakke van ons geloof reis. Ons het mekaar nodig. En ek sê weer, oom Tannie, hierdie jong manne en jong vrouens het jou nodig, het jou geestelike wysheid en ervaring nodig, sodat ons ook die volheid van die wapenrusting en die implikasie daarvan kan verstaan. Maar vergeet nou vir 'n oomblik, vir daardie persoon die dink, ja, die dominee preek nou lekker vir daai ou. Wat het die Heilige Gees vanoggend in jou hart kom wakker maak? Wat is daai ongemak wat jy op die oomblik dalk mag beleef? Wat is daai versterking wat die Here vir jou kom wys vanoggend en sê, my kind, dankie, ek kan sien jy trek die wapenrusting aan. Wat hoor jy vanoggend? En ek wil jou kans gee om so 'n oombliekie met die Here te praat. Sê, Here, ek hoor vanoggend en daarom gaan ek nou. Here, ek hoor vanoggend en ek kies wanneer ek hier uitstap wat ek gaan doen. Kom ons praat elkeen gou 'n oomblik met die Here. Here, u woord is duidelik vanoggend. Ek het 'n verantwoordelikheid om die regte gereedskap te gebruik, om die lewe wat ek leef reg te kan hanteer. Want Here, u sê ons is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose magte. Here, ons hoef nie bang te wees nie, ons hoef nie te gaan skrik nie, maar vanuit u krag en die oorwinningskrag, die opgestane Jesus, kan ons hierdie lewe leef. Het u die krag en die toerusting wat ons nodig het om dit te kan leef. Help my, Here, as ek hier uitstap vanoggend, dat ek doelbewus reg sal kies. Amen.